Jy het dit gesê, en nou sê ek vir jou, van nou af sal julle die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die Almagtige, van waar hy sal kom op die wolke. Wie sê dit? Wanneer sê hy dit? Vir wie sê hy dit? Belangrike vraag. Ons is besig met die hele vraag oor Jesus Christus as die hoëpriester van ons belydenis. Ons het gesien dat in Hebreërs praat die skrywer met sy lesers en hy sê, julle moet Jesus die hoëpriester van julle belydenis dophou. En hy gebruik spesifiek die woorde Jesus die hoëpriester van julle belydenis dophou. Nou, wie is hierdie Jesus? En wat sê Jesus self van hierdie Jesus? Dit klink vir jou 'n snaakse ding, maar dit is belangrik om hierdie vraag te vra. Hoekom? Want daar is baie Jesusse. Paulus skryf al vir die gemeente in Korinthe en hy sê, julle het 'n ander Jesus aangeneem. Daar's 'n klomp Jesusse wat sokker speel, jy het dit seker al gesien. Daar's baie mense wat se naam Jesus is, en daar's baie Jesusse in die Bybel en daar's baie Jesus gelowe. Die vraag is, wat sê Jesus van hierdie Jesus wat hy voor die Sanhedrin bely? Nou, as jy praat van Jesus, dan praat jy van 'n belydenis van Jesus. Jy praat van iets meer as 'n naam Jesus. Hoekom is dit belangrik? Wel, want byvoorbeeld die Hindoes is ook lief vir Jesus. As jy vir mense vra, bely julle Jesus of glo julle in Jesus of het Jesus bestaan, dan sal baie mense sê, natuurlik, ek is lief vir Jesus. Jesus was 'n wonderlike persoon. Die Hindoes sal sê, hy was selfs 'n tyd by ons in Indië gewees, voordat hy sy bediening begin het. Die moslems sal vir jou sê, ja, die Koran praat van hom, hy was 'n profeet. Hulle sal nie sê, hy is die seun van God nie, en die Hindoes ook nie, of op 'n ander manier. Maar ook die Jode sal sê, ja, Jesus was 'n profeet, ons glo net nie, hy was die seun van God nie, ons sal hom bely, ons sal sê dat hy sy naam was Jesus, hy was 'n mens en hy is gekruisig, hy is doodgemaak, hy het nie opgestaan in die goetertjies, nie natuurlik nie, maar kan jy sien dat om te praat van Jesus, of selfs te praat van die belydenis van Jesus, vra nog meer, en selfs in die teologie, in die teologiese wêreld sal mense sê, wel, ja, daar is 'n Nuwe Testament, daar is Christene, en Jesus het die Christelike geloof begin, en hulle het eintlik 'n nuwe interpretasie van die Ou Testament gegee. Die Ou Testament was daar in die Jode en die Judaïsme is vandag nog daar, die tempel in Jerusalem en alles is nog daar, maar daar het 'n klomp eintlik heidenmense gekom, en toe het hulle heeltemal 'n nuwe geloof in die Ou Testament gaan lees. So die Ou Testament sê nie regtig self Jesus nie, wie is Jesus nie, bely nie Jesus nie, maar die Christene het hierdie pragtige verhaal van Jesus begin, en van daar af kry ons 'n Nuwe Testament, is eintlik 'n anneks, is eintlik 'n tweede boek, is eintlik 'n boek heeltemal apart van die Ou Testament, en ja, dit is Jesus en hy is gekruisig, en baie van hulle sal ook sê, wel, ons weet hy is gekruisig, maar ons weet nie hoe hy opgestaan het. Nou, die punt is, dat daardie belydenis van Jesus voor die Sanhedrin, is 'n geweldige belangrike belydenis wat Jesus self maak. Reg? En jy moet dit baie mooi verstaan. Jesus word deur die hoëpriester, deur die Sanhedrin besweer. Die grondtaal sê, hy plaas hom onder 'n eed. Jy moet dit sê, ek besweer jou voor die lewende God, sê vir ons, en dan vra hy vir hom twee dinge. Hy sê vir hom in die eerste plek, is jy die Christus? En die tweede ding, is jy die seun van God? So, die hoëpriester plaas hom onder, hy besweer hom, hy plaas hom onder 'n eed, en hy sê vir ons, is jy die gesalfde van God, die Messias, by implikasie wat ons as Jode verwag, en is jy die seun van God, wat eintlik dieselfde ding is, as hierdie Messias, wat ons verwag. Nou moet jy baie mooi onthou, dat op daardie stadium het hulle 'n klomp redes gesoek om Jesus dood te maak. Hulle het selfs twee ouens gekry, ek lees dit in Matteus 26, wat vals getuienis teenoor Jesus gebring het en gesê het, hierdie ou het gesê, hy gaan die tempel afbreek en hom in 3 dae herbou. Nou dis geweldig belangrik.
Hoekom? Want dit is presies wat Jesus op sin speel. Hoekom? Want nou antwoord hy die hoëpriester. Onthou, die hoëpriester het hom nou besweer, en hy het vir hom gesê, ek sit jou onder eed, is jy hierdie hoëpriester, hierdie Messias, hierdie Christus, die Seun van God. Ek besweer jou. En nou sê Jesus iets vir hom, jy het dit gesê, die Griekse taal sê eintlik, daar sê jy dit. Jy het dit gesê. You said it, brother. Dis wat jy gesê het. En ek sê vir jou en vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom op die wolke. Nou, wat is Jesus? Wat is hierdie belydenis wat, nou Jesus, die hoëpriester van ons belydenis, voor die hoëpriester van die Sanhedrin aflê? Wat is die grond? Waar kom hierdie belydenis van Jesus vandaan? As jy na sy uitspraak gaan kyk oor die regterhand, julle sal hom sien aan die regterhand. Dit is 'n uitspraak wat hy maak uit die Ou Testament, Psalm 110 vers 1. So Jesus self gaan na die Ou Testament toe, en hy het so 'n stukkie vroeër ook, in Matteus 22, al die fariseërs en die skrifgeleerdes met dieselfde teks bietjie tereg gewas. Hy het gesê, as dit Dawid se seun is, as hy net 'n mens is, hoekom sê Dawid vir hom, my Here? Nee? Hoekom is hy Dawid se meerdere? So Jesus gaan in sy belydenis voor die Sanhedrin, en hy koppel sy belydenis, wat hierdie ou vir hom gevra het om af te lê, is jy die Christus, koppel hy aan Psalm 110 vers 1, maar ook by implikasie aan Psalm 110 vers 4, want daar sê God nie net vir die seun sit aan my regterhand nie, hy sê ook vir hom, jy is priester volgens die orde van Melchisedek. En die hoëpriester en almal wat daar weet wat in hierdie Psalm staan, en hulle weet dat dit 'n bonatuurlike figuur is wat hier beskryf word, want jy kan nie, as jy 'n Jood is, 'n priester en 'n koning wees nie, dit was onmoontlik. Jy kon net 'n koning wees uit Juda of 'n priester uit Levi, maar jy kan nie albei wees nie. So Jesus sê vir hierdie hoëpriester, hier staan voor jou 'n hoëpriester wat meer as jy is, wat uit die orde van Melchisedek is, wat groter as jy is. Reg? So Jesus fundeer homself in Dawid se belydenis in Psalm 110 in die Ou Testament. Maar dit word nog beter. Dawid bely iets wat van Moses afkom. Reeds in Genesis 14 staan daar die Melchisedek, die priester of die priester Melchisedek, wat die priester van die Allerhoogste was, en wat 'n koning en 'n priester was, en wat in Salem, wat Jerusalem sou word, gedien het. So, wat gebeur hier? Jesus fundeer sy belydenis aan Psalm 110, en Psalm 110, Dawid fundeer sy belydenis in die Torah, in die wet van die Jode. Dit gaan vrek ver terug, dit gaan verder voor terug as Moses, lank voor Moses. Maar onthou, Moses het die Torah geskryf, en daarom bely Moses dit ook. Goed, so, dit is die een stuk van Jesus se belydenis, maar daar's nog 'n stuk, daar's nog 'n ding wat hy vir die hoëpriester daai aand in die Sanhedrin sê, as hy besweer word. En wat is dit? Hy sê, jy sal die Seun van die mens sien sit, en hom sien kom op die wolke. Van wie praat hy? Hy fundeer hierdie stuk van sy belydenis na 'n ander stuk van die Ou Testament, en dit is in Daniël 7 vers 13. So wat doen Jesus? Hy kombineer twee tekste wat duidelik 'n Messias verwag, wat van iemand meer praat as 'n gewone mens, want as jy Daniël 7 gaan lees, dan sien jy hierdie seun van die mens kom na die oue van daar, na die tipe van God, die voorbeeld van God, en hy word ook deur mense aanbid. Hy's 'n mens, is baie duidelik dat hy menslike kenmerke het, maar hy word ook aanbid in Daniël 7. Gaan lees maar weer Daniël, dan sien jy dit. So, weer eens, net soos in Psalm 110, het hierdie persoon wat Jesus hiervan praat, goddelike en menslike eienskappe. So albei hierdie tekste word gekombineer in Jesus se belydenis van die Christus wie hy is, wat hy dit nou self sê, en nou sê hy, julle gaan my sien sit aan die regterhand van God. Daarmee lê Jesus dus 'n belydenis af. Jesus, die hoëpriester, gaan, en dit sê hy vir die hoëpriester,
julle gaan my slag, julle gaan die lam van God slag, en wat dit gaan doen, is julle gaan my sien sit, van nou af. Wat beteken dit? Na 3 dae, wat was die beskuldiging van die valsgetuies? Hy het gesê, na 3 dae gaan hy die tempel opbou. Jesus sê, van nou af, ek gaan uit die dood uit opstaan oor 3 dae, en van nou af gaan julle my sien sit aan die regterhand van God, die lewende God. Ek is die seun van God. Ja, dit is wat jy gesê het, en dit is wat ek sê. Kan jy sien, die priester, die Jesus wat ons bely, waaraan ons moet vashou, is nie sommer enige liewe Jesus nie. Dis nie die Jesus van die Hindoeïsme nie, dis nie die Jesus van die liberaliste nie, dis nie die Jesus van die moslems nie. Hierdie is die seun van God, en daarom ook nie die Jesus waarna die Judaïste, die Jode vandag wys nie. Want as hulle besef het wie hierdie Jesus is, sou hulle ook in hom geglo het. Hou vas aan Jesus, die hoëpriester van jou belydenis. Hoekom? Want hierdie Jesus word uit die Bybel, uit die Ou Testament en in die Nuwe Testament regdeur bely as die seun van God, die Christus, die Messias wat almal verwag het. Jy sal goed doen as jy aan hom vashou. Jy sal goed doen as jy hom dophou. En dis belangrik. Hoekom sê die Hebreërs skrywer dit? Want hy sit nou aan die regterhand van God. Jy kan hom sien. Jy weet dis waar. En hy het gekom om vir jou totaal en ewig los te koop. Mag die Here jou seën. Mag jy die vrede van hierdie hoëpriester, wat homself bely het uit die Ou Testament, die regte Jesus, die een wat uit die dood opgestaan het, wat nie 'n storie is nie, die ware seun van God, wat van ewigheid af bely is, van Melchisedek af, lank voor in die tyd van Abraham af al. Hy is die een wat die ware Jesus is, die een wat die kerk, die ware gelowiges, nog altyd bely het, dis in die Ou Testament ook, en wat die kerk vandag nog steeds bely. En wat ek en jy ook, homologia, wat ons self ook bely. Shalom.